Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ons is 12 dae weg van die Paastyd, spesifiek dan nou Goeie Vrydag. En dit is my elke keer opvallend in hierdie tye wanneer kliënte in terapie nie net praat oor dit wat hulle rede is vir waarom hulle in terapie is nie, maar dit al baie keer ook spesifiek aspekte rondom geloof en godsdiens en spiritualiteit ook ter sprake kom. Dan is daar altyd hierdie vraag in terme van, maar as ek as mens, en dan praat ons nou oor ons eie waarde versus ons beeld van God, as ek as mens dan nou al hierdie verkeerde goed doen, of al hierdie foute, want dit is basies waarop baie mense fokus, hoe kan God nog lief wees vir my? Hoe kan ek dink dat hy werklik ook my ingesluit het met die kruisdood? En uiteindelik ervaar ek twee goed. Die een is dat ons verhouding met God, alhoewel dit vir ons belangrik is, beïnvloed en gekleur word deur dit wat godsdiens, reëls, regulasies, norme en standaarde daarstel, maar ook aan die ander kant dit wat ons spiritualiteit, met ander woorde, dit wat so diep persoonlik my verhouding met God is, dat dit vir my amper iets is wat ek aan die een kant as heilig en as myne beskou, versus, maar is dit wat ek as heilig en as die intimiteit van my verhouding met God beskou, nie dalk in botsing met dit wat die godsdienst sê of van my verwag nie. En dit beteken dat mense dink godsdienst en my verhouding met God en spiritualiteit is presies dieselfde. Wat dit eintlik nie is nie, want wat uiteindelik gebeur is dat, ek dink dit is daar in Jesaja 29, hier by vers 13, ek nou nie dit heeltemal presies voor my nie, maar daar staan, mense bely God se naam met hulle mond, en eintlik is hulle harte ver van die Here af. En ek kom ook toenemend agter, omdat mense op sosiale media is en na verskillende persone luister wat hulle eie interpretasie van die Bybel het en van sekere gedeeltes in die Bybel en dit dan vir die waarheid verkondig op sosiale media of TikTok of wat ook al, dat persone dit begin aanhang en dit begin integreer as deel van hulle menswees en wie en wat hulle uiteindelik is en nou kom dit daarby in, moet wees. Ek het onlangs iets gesien wat vir my regtig ontstellend was, wat so 'n opsette veroordelende boodskap was, wat verbind was aan die Paase, dat dit amper vir my gevoel het, hierdie tipe van plasings op sosiale media moet so ver verwyder word, dat niemand aan so iets blootgestel kan word nie, want wat gebeur? Persone dink, omdat daar 'n stukkie van die waarheid in is, kom ons sê 5% van hierdie hele plasing mag waar wees, maar die ander 95% is totaal van alle waarheid ontbloot. Mense begin om hulle hele geloofsreis dan op hierdie valse inligting te bou. En dit bring ons uit by, wat is die veiligheid wat ek as mens het en skep in my verhouding met die Here enerzijds en ook ten opsigte van godsdiens.
Ja, godsdienst is 'n menslike struktuur, as ek dit so kan noem, 'n sosiale struktuur. Dit hou verband met ons kultuur, dit hou verband met 'n gemeenskap, dit bied aan ons 'n spesifieke manier van aanbidding, gedrag binne hierdie godsdienst, gemeenskap ensovoorts. En vir baie is dit, as ek die woord kan gebruik, 'n lewenslyn. Ek moet op sekere maniere derentyd optree. En nou kry ek dit nie reg nie, en dit is waar ek by die sielkundige of die beraader sal in die praktyk sê, ek is dit nie werd, nommer 1, om mens te wees nie, want ek voldoen nie eers aan die sosiale konstruksie van wat ander mense van my verwag nie. Hoeveel te meer sal God my aanvaar? En ons het verlede week ook gepraat oor hoe my hegtingstyl en my beeld van God mekaar beïnvloed. So wat nou gebeur is, daar ontstaan verskillende 'n spesifieke tipe spanning, as ek die woord kan gebruik, 'n angstigheid dat ek iewers God gaan mis as ek nie 'n klomp reëls die hele tyd gaan nakom nie. En die gevaar in aanhalingstekens hiervan is dat dit my waardigheid voor God, my waardigheid as mens, hoe hy my geskaap het, met my unieke gawes en talente, begin bevraagteken. Dit lei daartoe dat my werklike verhouding met God, daardie vrymoedigheid wat ek het, om werklik met hom te doen te hê, begin skade ly, en uiteindelik bevraagteken ek dinge wat vir my vas en seker is of was. Is luisteraars en Willem, wat ek eintlik by wil uitkom vandag is, my voorbereiding in hierdie tyd voor Paase. Aan die een kant, om te weet wat ek werklik glo, en ek dink dit het tyd geword, dat ons met sekerheid eintlik moet vir ons gaan bepaal, wat glo ek werklik, sodat dan wanneer ons hierdie sosiale plasings en goed sien, of mense dit vir ons vertel, of ons dit dalk in een of ander boek of wat ook al lees, wat totaal teenstrydig is, en ek praat nou hiervan, wanneer ek uitgesorteer weet wat ek glo, en ek na hierdie teenstrydighede kyk en luister, ek ook die vrymoedigheid kan hê om te kan sê, maar op grond van hierdie en hierdie in die woord, stem ek nie hiermee saam nie. Want uiteindelik begin dit mense laat twyfel aan hulle geloof. En nou, wanneer ons byvoorbeeld kyk na die rol van ons selfkonsep, ons selfesteem en ons selfbeeld, kan dit hierdie verwarring in terme van wat ek glo, baie beslis beïnvloed. Kom ons staan net gou by hierdie 3 konsepte stil. My selfkonsep behels my lewensnarratief, my lewensstorie, wat ek oor myself, vir myself en vir ander vertel, en wat ek glo oor myself. Dis hierdie groter prentjie. Dit is wie ek is. Dit hou ook baie nou verband met 'n kognitiewe evaluering van myself, en dit sluit ook aan by hierdie autentiekheid waaroor ons al so baie keer gepraat het, dat ek myself werklik sal kan ken, en dat ek ook weet in terme van wat ek glo, wat my waardes, my beginsels is, hoe ek myself kan in aanhalingstekens verdedig, sou mense my hiermee konfronteer. En ek doen dit met die oortuiging ook van sekere ervarings, lewennisse, kennis, wat ek ook al in my lewe bymekaar gemaak het, wat kan bevestig dat dit is wat vir my belangrik is, en wie en wat ek is. Dan kom ons by ons selfbeeld. Ek verduidelik baie keer vir die studente, die maklikste seker is, dat my selfbeeld
amper iets is wat saamhang met dit wat op my identiteitskaart is. Daarmee bedoel ek, as ek vir iemand my identiteitskaart gee, hulle sien 'n foto van my daar, hoe ek lyk, daar word dalk kyk na die inligting wat daarop is, die nommer gee ook vir ons, as ons nou die binnelandse sake se prosesse ken, gee dit ook min of meer 'n aanduiding. So uiteindelik is my selfbeeld, hoe ek voorkom fisies na ander, hoe ek my vermoëns en dit wat ek in kundigheid of onkundigheid vertel, oordra, deel, hoe dit na ander oorkom. So met ander woorde, ons kan ook sê, dit is my sosiale identiteit. En dan kom ons by ons self-esteem uit. En dit is 'n ding wat mense nogal partykeer sukkel, ek self het as student gesukkel, om mooi die omvang van my self-esteem te verstaan. Dit lê op 'n baie dieper vlak. Want julle sal onthou dat ek gesê het my selfkonsep baie nou verband is of verbind word met my kognitiewe evaluasie van myself. My selfesteem hou weer verband met hoe ek voel in terme van wie en wat ek is. Dit beantwoord daardie stille vraag van, is ek regtig genoeg? Is ek waardig genoeg? Het ek waarde? So hierdie meer emosionele evaluasie van myself kom ter sprake in my daaglikse omgang met mense, wat ons vir mekaar sê, hoe ons dit vir mekaar sê, en ook die terugvoer wat ek kry, wanneer mense op en aanmerkings maak wat ek moontlik gaan as 'n kritiek sien, of wat ek as 'n kompliment gaan sien, en die emosionele deel hiervan, wat direk verband hou met daardie onmiddellike blydskap of teleurstelling, of 'n hele ander rits emosies daarby sit. So daarom kyk ons dan na die self, die mens wees, as dit wat ek van myself dink, hoe ek na buite oorkom, en natuurlik dit wat ek oor myself voel. Selfkonsep, om net vinnig terug te kom daarna, verwys ook na my oortuigings en my perspektief en dit wat ek sien en waarneem en internaliseer. En uiteindelik beteken dit dat ek iewers by 'n proses moet uitkom in myself waar ek ook hierdie selfbeeld, selfkonsep en selfesteem moet kan sien in die lig van wat God van my dink, en dit hak saam weer aan wat ek glo, wat glo ek van die woord, wat glo ek van dit wat God oor my sê. En daar is die Bybel, en die Bybel alleen my finale fundament. Ons kom terug na dit wat in Psalm 139, as ek het reg gestaan, wat sê, dat God het my goed bedink, alvorens ek gebore is. Mag hierdie vir ons steeds 'n tyd van diepe refleksie wees, en mag ons weet wie en wat ons in God is en glo. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.